Goeiemôre almal. Ek wil namens die familie vir elkeen van julle sê baie dankie dat julle hier is vandag. Hierdie is nie 'n lekker dag nie. Maar namens die familie dankie dat elkeen van julle die tyd uitgekoop het om hier te wees. Om 'n laaste eer te kom betoon hier aan Willie. Dit is vir my ook nie 'n lekker dag nie, want ek dink ek en Willie was ook net te na mekaar. Dit is sleg as jy mense so na aan jou moet begrawe. Maar ek wil sommer net vir julle ietsie lees uit Psalm 46 vers 2. Dit sê God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was ook altyd bereid om te help in nood. Vers 3 sê, daarom is ons nie bang nie. Ek wil hê kom ons daar waar julle staan en hierdie mense wat hier sit, kom ons buig ons hoofde en dan bid ons saam. Vader van die Here Jesus, Here, dankie dat ons vandag hier kan wees om terug te dink aan die lewe van Willie. 'n Seun, 'n eggenoot, 'n broer en 'n vriend van almal wat hier staan, Here. Ook hulle wat nie hier kan wees nie. Here, ons kom as familie en vriende om 'n laaste maal te groet en terug te dink aan die lewe wat Willie hier op aarde geleef het. Vader God, en ek weet vandag, Willie se lewe het baie mense geraak. Dit weet ek. En Here, dankie dat ons hier kan staan en terugdink aan tye wat ons saam met hom kon lag. Here, dankie dat ons kan terugdink aan tye waar familie en vriende hom kon bystaan in hierdie verskriklike tyd wat Willie deurgegaan het. En Here, ek wil bid vandag. Ek wil net bid vir u vrede en u teenwoordigheid hier. En ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Ek wil 'n gedeelte lees uit 1 Korintiërs 15. Hoor wat skryf Paulus hier aan die gemeente van Korinthe. Vanaf vers 50, hy sê, wat ek bedoel broers is dit, vlees en bloed kan nie aan die koninkryk van God deel kry nie. Die verganklike kan nie aan die onverganklike deel kry nie.
Kyk, ek maak 'n geheimenis aan julle bekend. Ons sal nie almal sterwe nie, maar ons sal almal verander word. By die laaste trompet sal dit in 'n oomblik, in 'n oogknip gebeur. Want die trompet sal weer klink en die dooies sal as onverganklikes opgewek word. En ons sal verander word. Hierdie verganklike liggaam moet met die onverganklike bekleed word en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike. En wanneer hierdie verganklike liggaam met die onverganklike bekleed is en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike, dan sal die woord wat geskrywe staan vervul word. Die dood is vernietig. Die oorwinning is behaal. Dood, waar is jou oorwinning? En dood, waar is jou angel? Ek wil vanmôre vir julle kom sê, weet julle, dit wat hier gebeur, hier op hierdie kus staan uitgegraveer, hier waar ek lê, gaan jy ook eendag lê. En daar's 'n vraag met 'n groot uitroepteken, is jy reg? En dit wat hier gebeur, dit is wat die Bybel sê in Genesis 3:19. Here sê, stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. Maar ek en jy weet vandag, familie en vriende, dat Willie se gees is nie hier nie. Hier is net die liggaam. Die gees is nie hier. Maar ons moet dit kom doen. Want hoor wat sê Paulus. Hy sê wanneer die basuin blaas, en Here Jesus kom af na hierdie aarde toe. Sê die woord sal, en dit is my eie vrye vertaling, sal hulle wat voor ons gesterf het, eerste opgerig word in 'n verheerlikte liggaam. En ek en jy wat dan nog lewe sal in daai oomblik, sê die woord, verander word, ook in 'n verheerlikte liggaam. En ons sal saamgevat word, die hemel in, die lig in, saam met die Here Jesus. En dit is wat ek vandag wil sê, weet jy wat, en dit is hartseer, dat ons is almal hartseer vanmôre. Ons is broos. Maar dat dit altyd in tye van 'n roudiens of 'n aardebestelling, dan word jy weer geremind. En dan gaan jy hier weg en volgende week gaan jou lewe maar weer aan, normaal, elke dag, 8 tot 5, jy leef jou lewe. Maar ek wil een ding vanmôre sê, dat ek besef, dat mense lewe baie keer asof hulle nie gaan sterf nie. Hulle is so vasgevang, hulle is so besig met hierdie goed in hierdie wêreld. Hulle dink nie aan hierdie goed nie. Hulle dink nie daaraan, maar daar is een ding wat ek en jy nie gaan sidestep nie, ons moet doodgaan. En weet jy wat was vir my so amazing van Willie? As jy in die hospitaal het, ons ook baie oor die foon gepraat, ek daai Kimberley uit, gesels ek en Willie heen. Stuur vir my goed. Hy tot op die einde. Weet daar's 'n Engelse ding wat sê, I want to finish strong. Willie Kearney het tot op die einde, tot op die laaste dag. Ek lees vanmôre weer my stilte tyd 2 Timoteus 4 vers 7. Paulus sê ek het die goeie stryd gestry. Hy sê ek het die wenstreep oorgesteek. En hoor wat sê hy laaste, hy sê maar ek het die geloof behou. En dis al wat ek en jy vandag oor het, saam met ons hartseer. Ons huil vandag as mense met hoop. Ons is nie hopeloos nie. Ons het hoop. Want as 'n mens kyk na dit wat op een of ander manier in jou en my lewe gedoen het, die inspraak wat hy gedoen het. Hier's 'n paar manne wat hier staan, wat sy disippels is. Wat Willie na die Here toe gelei het. En dit is hartseer.
Maar tog staan nie geskryf, en dit is eintlik Willie wat die vraag vra. Hoorie, ek is weg. Is jy reg? Is jy reg? En dit is wat ek en jy mee sit vandag, is sy legacy, sy nalatenskap wat hy los vir my en jou. En ek vandag vir jou sê dat daai personeel by daai hospitaal het hom al leer ken. Dit was amper soos familie. En onder andere het een suster daar gesê. Sy sê sy het nog nooit 'n man van God gesien soos hierdie nie. So siek soos wat hy is, het hy personeel bemoedig, vir mense gebid, vir almal. En ek dink dit is wat Paulus vir Timoteus probeer sê het. Hy sê ek het die goeie stryd gestry. Ek en jy is hier op hierdie aarde net vir 'n wyle om 'n stryd te stry, om 'n sielewenner te wees. En hierdie maak vir my en jou as mens nie sin nie. Laasweek toe Jacques my kontak, ek was amper in 'n halwe opstand. Ek sê, Here, hoekom nie ek nie? Here, kyk dit in watter toestand is my broer Duif. Hoekom nie Duif? Ons kry nie noodwendig antwoorde nie, mense. Ons sal nie antwoorde kry. Maar die troos wat ek en jy het vanmôre. Ons kon hier gestaan het. Sy ouers, die familie, ons almal hier kon nie gestaan het en geween het. Dit kon soos wat die ou vertaling praat van klaagliedere. Ons hierso kom klaagliedere gewees het om te besef, hierdie man is verlore. Hy het God nie geken nie. Hy het 'n roekelose lewe gelei. Maar as ek en jy huil vandag, huil ons om te sê, Here, dankie. Dankie dat jy daai nag 10:12 hierdie man oor die Jordaan gevat. Here, hy's veilig. Hy's daar. Waar ek en jy nog nie is. En ek wil vanmôre weer elkeen van julle kom bemoedig. As jy vanmôre vir my sê, Ben, ek ken die Here, ek dien die Here. Dan wil ek vir jou sê, stap hier weg vandag. En gaan wees jy net die lig en die sout, soos wat hierdie broer en vriend van ons gedoen het elke dag. James Paulus skryf van Timoteus, hy sê jy moet die woord verkondig, tydig en ontydig. Dit was Willie Koning. Hy het nie geskroom waar hy is nie. As dit tyd was om te praat, het hy gepraat. Dan bel ek hom om hom te bemoedig, dan bemoedig hy my. Dan sê ek het jou gebel, is my oproep. Nee pastoor, ek wil vir jou bid. Sê ek, Willie, ek het eintlik gebel, ek wil vir jou bid. Dit was Willie. En daar's baie memories ook. Daar's baie dinge wat ons kan onthou van hom. Maar kom ons vat dit vandag. Ons besef, Here, hierdie man het die stryd gestry. Hy's die wenstreep oor, hy het die geloof behou. Willie Koning has finished strong. Hy het sterk daar gemaak. En al is dit hoe seer en hoe hartseer, dit maak dit vir my ook makliker, want ek het al baie mense in hierdie einste begrafplaas kom begrawe toe ek 10 jaar hier was wat verlore was. Voor die Here geweet, hierdie man, hierdie vrou is verloor. Here, hulle het U nie geken. Hulle het van U geweet. Hierdie man, 2 Timoteus 2, hy sê 'n atleet wat aan 'n wedloop wil deelneem, moet hou by die reëls. Anders kan hy nie die prys ontvang nie. Hierdie man het binne die boundaries van die reëls, volgens God se woord, gehardloop en gewandel. Dit was Willie. Ek het gister daar by Duif hulle gesit, toe sê ek vir hulle, weet jy wat? Al is dit hoe seer, Duif, jy en Elise, julle weet wat julle weet in julle hart oor hierdie seun van julle. Jacques, maak nie saak hoe seer julle is nie, Boeta. Ek dink as hy nou iets kon sê, sal hy net vir jou vra, luister, of sê, sorg dat jy reg is, 1, 2, moenie ophou nie.
Hier's baie mense wat hier vandag staan. Ek weet hy het 'n verskil gemaak in jou lewe op een of ander tyd. Op 'n ander manier as die gewone het hy 'n verskil gemaak, het hy goeie saad in jou lewe gesaai. En hy oes dit op. Amen. Ek gaan nou tyd gee. Ons gaan nie soos die normale, gaan hier nie blomme gegooi word en blare en das kaartjies met skrif op. En ek wil jou aanmoedig, kom vanmôre. En as jy hier kom staan, die kaartjie wat jy getrek het of gevat het, kom lees hom hardop. Sit hom neer en stap weg. Dat ons mekaar se geloof stig. Dat ons as gestigte mense hier vanmôre wegstap. Gestig deur die woord. En met 'n blydskap in ons hart, Here, al is ons hart seer. Ons weet hy leef. Hy is nie dood. Hy is net nie meer. So ek wil graag vra dat gaan ons laat die familie eers begin duif. Liesel, kom Susie. Kom julle eers as familie, dan kom staan julle hier dan. Trek julle kaartjie, lees hom hardop, kan hier staan en ruk soos wat jy wil. En daarna gaan ek almal vra, neem die vrymoedigheid. As jy dit wil doen, kom doen dit. As jy dit nie wil doen nie, maak nie saak nie. Maar jy's baie welkom. Ek wil net hierdie versie lees. Dit was Willie se versie. Filippense 4 vers 19. En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom en heerlikheid deur Christus Jesus. Amen. Hy is gestaan op die vers. En daar trek jy hom. Nou maar toe. Spreuke 3 vers 6. Ken hom in al jou weer. Amen. Dan sal hy jou baie gelyk maak. Daai skrifgie sê, Spreuke 3:6, ken hom in al jou weë en hy sal jou baie gelyk maak. Ek wil net iets sê. Toe hy gebore was, vanoggend in die hospitaal, sê ek dank Here vir my seun. Mag jy hom weer terug. Amen. Dankie. Filippense 4 vers 19. En my God sal elke behoefte van julle vervul. Nou sy rykdom en eerlikheid deur Christus Jesus. Amen. Wonderlik. Jacques, kom julle twee nader. En vers is ook Spreuke vers 3 tot 6. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou baie gelyk maak. Amen. Ek sien vandag Willie se humor weer. My pa en hy in my versie Spreuke 3 vers 6. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou baie gelyk maak. Dankie. Here, is dit dat jy so getrou is op die woord en dat jy daai verse konstant ons gee. Yes. Hy is so goed en hy is waardig om geprys te word en ek dank U dat ek U ken. Ek dank U. Van die ander familie wat nader wil staan en vriende asseblief, julle is baie welkom. Kom ons kom lees hierdie kaartjies. Elke wapen wat teen jou gesmeer word, sal niks uitrig nie. Elke tong wat teen jou opstaan, in die gereg sal jy weer lê. Amen. Openbaring 22 vers 13. Ek is die Alfa en die Omega. En die einde Amen. en die laaste. Thank you, Lord.
Psalm 110 vers 2. Welgeluksalig is die wat van sy getuienis bewaar en hom van ganse raad besoek. Yes. Thank you. Jeremia 30 vers 22. En julle sal vir my 'n volk wees en ek sal vir julle 'n God wees. Amen. Spreuke 2 vers 6. Want die Here gee wysheid, uit sy mond kom kennis en verstand. Amen. Moet ek hom lees? Deuteronomium 32:10. Hy het hom gevind in 'n woestynland en in 'n woeste wêreld, vol gehuil van die wildernis. Hy het hom omring en op hom ag gegee, om bewaak soos sy oogappel. Spreuke 28 vers 13. Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Amen. Dankie julle. Johannes 19 vers 28. En ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie. En niemand sal hulle uit hulle hand uitruk. Amen. Psalm 121 vers 2. My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Yes, Lord. Hebreërs 4 vers 12. Want hoewel julle vanweer die tyd leraars behoort te wees, het 'n mens weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer. Amen. Johannes 10 vers 29. My Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal. En niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Amen. Psalm 121 vers 7. Die Here sal jou bewaar van elke onheil, jou siel sal hy bewaar. Ons het toevallig twee van selfdes gekry. Amen. Romeine 8 vers 37. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. Filippense 4 vers 19. En my God sal elke behoefte van julle vervul, sy rykdom en heerlikheid deur Jesus Christus. Amen. Jesaja 54 vers 15. As hulle ook die aanval begin, dit is nie uit my nie, wie jou aanval sal oor jou val. Spreuke 18:22. Wie 'n vrou gevind het iets goeds gevind en 'n welgevalle van die Here verkry. Dis wat ek het vir jou gister gesê, die Here eer jou vir dit wat jy vir Holly gedoen het, tot op die einde toe, hoor. Daar's vir my 'n bevestiging. Hebreërs 6 vers 18, sodat die deur twee onveranderlike dinge, waarin dit onmoontlik is dat God sou lieg, kragtig bemoediging kan hê, ons wat ontvlug het, om vas te hou aan die hoop wat voor lê. Dankie, Here. Jesaja 54:17, elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie. Elke tong wat teen jou opstaan, in die gereg sal jy weer lê. Spreuke 9 vers 11. Want deur my word jou dae meer en word jou jare van lewe toegevoeg.
Nog mense, asseblief, julle is baie welkom. Hier's genoeg kaartjies, daar's genoeg tyd. Spreuke 16 vers 20. Wie ag gee op die dood, sal die goeie vind. En hy wat op die Here vertrou is gelukkig. Jeremia 29 vers 11. Want ek weet watter gedagtes ek gaan die koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie onheil nie, om julle hoopvolle toekoms te gee. Ai, Willie. Johannes 5 vers 24. Voorwaar ek sê vir julle, wie my behoort hoor en hom glo, wat my gestuur het, die ewige lewe. Psalm 121 vers 2. My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Jesaja 42 vers 16. En ek sal die blindes lei op 'n weg wat hulle nie ken nie. Hulle laat loop op paaie wat vir hulle onbekend is. Ek sal die duisternis lig maak voor hulle en uit die hobbelagtige plekke geleid is. Wie ag gee op die woord, sal die goeie vind. Hy wat op die Here vertrou is gelukkig. Spreuke 18:20, van die vrug van iemand se mond word sy maag versadig. Hy word versadig op die opbrengs van sy lippe. Pragtig. Dankie hoor. Tannie Kobie. Okay. Hierdie is van Tannie Kobie, wat daar in die rolstoel sit, Hebreërs 6:19. Ons het dit as anker van die siel wat veilig is en vas is en ingaan tot binnekant die voorhangsel. Amen. Spreuke 17:27, wie sy woorde inhou besit kennis. Hy wat kalm is van gees, is 'n man van verstand. Deuteronomium 28 vers 13. En die Here sal jou die kop en nie die stert maak nie. En jy sal boontoe en nie ondertoe gaan nie as jy luister na die gebooie van die Here jou God wat ek jou vandag beveel om te hou en te doen. Dan kom maar. Johannes 19 vers 28. En ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie. En niemand sal hulle uit my hand uit kan ruk nie. Psalm 23, vers 4. Al gaan ek oordeer, ataal van doodskade wees. Ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf die vertroos my. Dankie. Spreuke 18 vers 21. Dood en lewe lê in die mag van die tong. Elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Jeremia 30:22. En julle sal vir my 'n volk wees en ek sal vir julle 'n God wees.
Spreuke 2 vers 6, want die Here gee wysheid, uit sy mond kom kennis en verstand. En nog mense wat wil nader staan, julle is baie welkom. Jesaja 54 vers 15, as hulle ook die aanval begin, dit is nie uit my nie. Wie jou aanval, sal oor jou val. Romeine 8:37. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. Ja. Is daar niemand meer nie? William Matthew Kearney, is God wat gesê het, stof is jy. En tot stof sal jy teruggee. Amen. Ek wil graag net gebed bid, en dan net die herinner, die van u wat graag na die dienste wil gaan. Ek noem dit sommer 'n celebration diens, daar by Christen Lewe Gemeente, 10:30 vanmôre, hoor. Ontvang die seën van die Here, en gaan ook in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, is en bly met elkeen van julle. En ons almal sê, Amen. Baie, baie dankie. Goeiemôre almal. Die wat by die graf was, welkom weer hierso by die kerk ook. Die van julle wat nie by die graf was nie, baie welkom vanmôre. Dan namens die familie, vir julle almal sê baie, baie dankie. Dankie dat julle hier is, om ook hierdie familie te kom ondersteun. Hierdie is vir ons almal 'n slegte dag. Nommer 1, ek dink, dit is maar net in ons wese as mens, dat 'n ouer wil nie 'n kind begrawe nie. En ek dink is een van die moeilikste goed, is as ouers kinders moet begrawe. Maar ek weet vanmôre dat die Here sê hy is vir ons 'n toevlug, ook in hierdie uur. Ook in hierdie uur van beproewing en hartseer. As die almal saam is. Sê Psalm 46, God is vir ons 'n toevlug. Hy sê ons sal nie bang wees nie. Ons hoef nie bang te wees nie, want hy is bereid om ons te help. Kom ons sit net so dan, buig ons die hoofde en dan bid ons saam. Vader van die Here Jesus, Here, dankie dat ons vanmôre hier saam kan wees. Here, ons is vanmôre hier saam om net terug te dink aan die lewe van Willie. Die man van Liesel, die seun van sy ouers. Jacques se broer. En 'n vriend van baie, baie mense. Vader God, ons is vanmôre hier om net terug te dink. Om 'n laaste maal te kom groet. Te dink aan die lewe wat Willie hier op aarde ook geniet het, Here. Ek dink dis baie mense wat hulle gedagtes op hierdie oomblik kan laat gaan oor goeie tye waar hulle saam met hom gelag het. Maar ook tye in die laaste deel van sy lewe, Here, waar mense hom kom bystaan het en mense hom kom bemoedig het.
Hemelse Meester, ek kom bid vanmôre dat u vrede en u teenwoordigheid swaar hier op ons sal rus in hierdie oomblik. En ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus. Ons doen dit met soveel danksegging. Amen. Amen. Ek wil sommer vanmôre hier by die familie begin. Waar is Lies? Wie wil ek begin by jou? En Jacques, ekskuus, wil jy en Annie nie daarom by mekaar sit? Ek dink julle het mekaar nodig. Ekskuus dat ek gou bietjie net 'n paar reëlings hier maak. Van hy gaan sit daar sit. Ekskuus. Liesel, vir jou as vrou, Duif, jy en Elise, as ouers, Jacques, jy en Annie. Ek wil regtig waar begin deur vir julle vanmôre weer te sê, ons is almal jammer oor julle verlies. En julle het baie oproepe ontvang en baie boodskappe en mense het julle kom sien by die huis, maar weet jy wat? Dit is so baie dat ek dink 'n mens vergeet die meeste van dit. Want dit is net te veel. Maar en ek wens ek kon julle hartseer wegvat vanmôre, maar ek kan nie. En ek dink as mens kyk na die verlies van 'n geliefde, ek dink is seker een van die mees ondraaglikste goed wat 'n mens mee moet loop en verwerk, om 'n geliefde af te staan aan die dood. Ek dink droefheid is, of ek weet droefheid is nie maklike ding nie. Ek dink is baie keer ondraaglik, want die mense het baie vrae. Jacques, my kontak nou die oggend, het ek baie vrae vir die Here. En dit is nie my plek om dit te vra nie, maar ek dink ons is mens. Ek sê, Here, kyk het toe gedaan is my broer Duif. Hoekom nie Duif? Hoekom nie ek? Ons gaan nie noodwendig antwoorde kry nie, vriende. Dis vrae wat ons vra, maar ons kry nie antwoorde. En ek dink baie van julle wat vanmôre hier sit, was al in soortgelyke situasie. Dalk sit hier ook ouers wat ook 'n kind begrawe het. Baie van julle wat by 'n oop graf gestaan het van 'n geliefde. En maar ek besef is net die Here Jesus wat julle sal dra deur hierdie tyd. Hy het dit tot nou toe gedoen en hy sal julle dra in hierdie tyd vorentoe ook in julle rouproses. Mense sê altyd dat tyd bring genesing, maar ek dink is tyd saam met die Here Jesus wat genesing bring. Dis net hy wat jou met hierdie pad stap. Hy wat in hierdie tyd as God en Vader daar is, dat ons tydig en ontydig by hom kan gaan skuil en kan gaan huil. Maar baie sterkte vir julle, Liesel, vir jou, Duif, jy en Elise, Jacques, die ander familie, en ons almal wat hier is. Die feit dat jy hier sit vandag sê vir my, jy het een of ander tyd het jou pad gekruis met Willie. En daarom is ons hier vandag, maar baie sterkte vir almal. Ek wil graag vanmôre vir julle Psalm 121 lees. Vanmôre gehoor baie mense lees verse daar by die graf van Psalm 121, wat 'n pragtige psalm. 'n bedevaartslied. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie. Jou bewaarder kan nie sluimer nie.
Kyk, jou bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Die Here is jou bewaarder. Die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Die son sal jou bedags nie steek nie, en die maan ook nie by nag. Die Here sal jou bewaar vir elke onheil. Jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar van nou af tot ewigheid. Van my boodskap toe. En as ek 'n tema moet gee vir hierdie boodskap, dan noem ek dit sommer net geniet jou reis. As mense wat gesing het oor treine, jare terug was daar 'n liedjie wat uitgekom het met die naam van Transkaroo. Sonne Herald, nou nie een van my grootste fans nie, maar sy het ook gesing van die trein na Maatjiesfontein. En die Briels het ook gesing van 'n trein, die trein na Pretoria. Die lewe is 'n reis, is 'n journey op 'n trein. Ek maak hierdie vergelyking van die trein. En met hierdie reis sien jy al die verskillende stasies, die verskillende trajecte op hierdie spoorlyne, verskillende roetes wat die treine volg. Natuurlik ook kry jy ongelukke, is ook betrokke by treine. En by geboorte, dan klim ons op hierdie trein van die lewe. En ons ontmoet ons ouers. En soos wat jy begin groter raak, sê jy vir jouself as kind, weet jy wat? My ouers gaan vir altyd by my wees. Hulle gaan vir altyd aan my sy wees. Ek gaan nooit alleen wees nie. En soos die tyd aanstap, kom daar ander mense ook wat opklim op hierdie trein van jou. Op Willie se trein het Jacques geklim na 'n paar jaar. So dis op hierdie trein van jou klim jou broers en jou susters en vriende. Op hierdie trein van Willie het hy tot die liefde van sy lewe ontmoet, Verlies. En glo my vanmôre dat baie mense gaan afklim van hierdie trein van jou af. Hulle gaan afklim. En dan gaan noodwendig 'n vacuum gelaat word. Alle mense gaan weer afklim van jou trein so stil. Jy gaan net eendag agterkom, maar is nie hier nie, daai sitplekke is leeg. Maar ongesiens het hulle maar net verdwyn van jou trein af. En hierdie treinrit, besef ek, wat deel uitmaak van hierdie treinrit van jou. Hy's belaai met vreugde. Hy's belaai met hartseer. Hierdie trein is gelaai met fantasieë. Hierdie trein het drome, verwagtinge. Op hierdie trein is daar ook noodwendig baie hellos en baie goodbyes en baie vaarwel, hoor jy, ek sien jou weer eendag. En sukses op hierdie treinrit van jou bestaan juis daaruit dat jy moet goeie verhoudings met mense op jou trein hê. Al die passasiers wat op jou trein is, moet jy sorg dat jy goeie verhoudings het. En
Al hoe jy dit reg kry is om jouself te gee. Nou in my trein moes ek al, nie omdat ek wou nie, omdat ek moes, ek het nie 'n keuse gehad, het ek al party trokke afgehaak op die seilyn. Dat ek hoor daai wielietjies begin klap, hy het so onreëlmatig geklap aan daai wiele, dan besef ek hierdie wa hoort nie meer saam met my nie. Partykeer moet jy ook keuses maak en party trokke afhaak op die seilyn. En sê, weet jy wat, is nie meer deel van my trein nie, daar gaan jy. Nou Willie het gesê, al hoe jy hierdie goed gaan regkry, is om 'n verhouding te hê met al jou passasiers. Ek het jare terug, toe ek in Lichtenburg gekom as pastoor, toe was hierdie einste Willie 'n jong man van so 28. Lekker jong. 29. Nog nie getroud nie. Ek kyk hierdie jong man, ek dink, Jesus broer, daai breë bors, daai skouers, ek weet jy nie 'n meisie. Raai kom. Maar Willie het op sy trein, hy het verhoudings gebou. En julle ken hom. Hy was 'n verhoudingsman. En dit is al hoe dit kan werk. As jy regtig sukses op hierdie journey van jou wil hê, moet jy met jou mense op jou trein verhoudings bou. Wil jy dit gedoen? Maar hier is ons die groot misterie van hierdie treinrit van jou. Ek en jy weet ongelukkig nie by watter stasie jy gaan afklim. Maar glo jy vir my vanmôre, daar's 'n stasie wat geoormerk is waar jy moet afklim. Dis 'n feit. So, dit het op Willie se kus gestaan het, wat hulle so uitgebrand het op daai kus. Staan daar, hier waar ek lê, gaan jy ook eendag moet lê. Dan die vraag, is jy reg? En dit is die ding, dat ek en jy moet sorg, dat, omdat ons nie weet wanneer ons afklim, by watter stasie, daai signaal skielik rooi slaan, moet jy sorg dat jou lewe reg is. In ander woorde, wees lief vir mense om jou. Vergewe mense om jou, spreek mense vry om jou, wat jou te nagekom het en kwaad aangedoen het. En offer die beste van jouself vir mense op om jou, op jou trein. So maand terug het ek en Willie 'n gesprek. Hy lê daar in die hospitaal. Nou bel ek hom. Ek sê, hoe gaan dit? Voordat hy my antwoord, julle ken ons nou vir Willie, begin hy vir my te vra gaan my. Ek sê vir Willie, hier is my oproep. Sê jou kom. Vra jy, so gaan dit met my, hy bid vir my. Dit was Willie. Maar daai dag spesifiek, toe praat ek en hy seker 'n halfuur lank oor vryspraak en vergifnis. En ek kom agter, hier's 'n ding of twee wat Willie plan. Ek sê vir my ou broer, weet jy werk hierdie goed? Ek sê soos wat jy journey in jou lewe gebeur daar goed in my en jou. Ek sê baie keer is ek en jy geneig om hierdie goeie storie bo in 'n leer. Jy maak 'n leer oop vir Duif Koning, want Duif het my te nagekom. Plaas handel ek die leer af en sluit hom en gaan dan met my lewe. Leeseer ek daai leer en hy's nie afgesluit nie. Ek sê op die einde van die dag, moet jy en die Here voor op daai leer kan 2 strepe trek en sê gesluit met die datum en weet, Here, dis klaar. Hy bly so ruk stil, hy sê, nou weet ek wat ek moet doen. So wat hy gaan doen, het weet net die Here en hy. Wat is wat ek nou vir jou sê?
dat ons moet seker maak op hierdie rit van jou. Jy kan nie bekostig om bagasie te dra nie. Spreek vry, vergewe. Wie dit is so belangrik om dit te doen, want wanneer ons tyd aanbreek en jy klim by jou stasie af, is jou sitplek leeg. Jou sitplek leeg. En ek en jy moet seker maak dat ons mooi memories agterlaat vir mense. Goed wat mense kan koester. Want hulle gaan aan met die journey. Holie is af, maar hierdie trein loop. Hierdie kinders moet aangaan. Familie, ons as vriende, ons moet aangaan. Nou Willie, die eggenoot, Willie die seun en broer, daai nag 10:12, het Willie afgeklim. Hy is klaar. En ek glo vir julle wat vanmôre hier sit, soos wat ek Willie ken vir 15, 16 jaar, het ek 'n paar goed hier neergeskryf, wat ek dink Willie sou vanmôre vir julle wil vra. Ek glo hy sal die volgende vir julle sê. Hoor julle, ek wens julle almal 'n vreugdevolle journey toe, vir die komende jare wat julle nog oor het. Dink dit sou hy gesê het, glo ek. Ek glo Willie sou vir ons gesê het, hoorie, maak seker dat julle sukses behaal. Gee baie liefde. En wees gelukkig. Ek glo hy sal vir ons sê, hoorie so, onthou om vir mekaar te bid. Hoorie, wil ons net altyd bid. Onthou jy? As hy jou bel, pastoor, ek wil vir jou bid. Sê ek, broer, hoe gaan het met jou? Jy ons sal in praat, ek wil vir jou bid. Ek dink Willie sou vanmôre ons sê, asseblief, moenie ophou om te bid vir mekaar. Ek dink hy sou vir ons gesê het, wees Jesus in die veld. En wees 'n sielewenner. Willie het baie seuns opgerig, ek noem dit seuns, in die gees. As baie van die manne wat kus gedra het vanmôre, julle het so pad met Willie gestap. Willie het goeie saad in julle lewe gesaai, en hy oes het opgekom. Ek dink ook Willie sou vanmôre vir ons goed gesê het, soos, jy moet dankbaar wees vir jou journey, hoor. Wees dankbaar. En ek dink laastens, soos ek hom ken, sou hy gesê het, hoorie, thanks. Dankie dat jy 'n deel was van my journey. Dit is ook Willie opsom. Willie het afgeklim by sy stasie. Maar waar laat dit my en jou? Waar laat dit ons vanmôre? En dit is wat ek vanmôre met jou vandag wil kom deel. Kom ons praat oor die dood. En ek wil dit vanmôre vir jou sê dat ek weet nie of almal dit besef, maar as jy Psalm 139 gaan lees, dan besef jy dit, want dit is wat dit is. Jy sien van daai oomblik, toe daai bevrugting of daai konsepsie in die baarmoeder van jou moeder plaasgevind het, was God betrokke by jou lewe. Van daai oomblik af. Dis interessant as jy gaan kyk na die wetenskap. Na 18 dae van bevrugting is daar hartklop. Na 8 weke, na 42 dae is daar breingolwe van daai fetus.
8 weke, 2 maande, werk al die organe. 2 weke later, op 10 weke, is daar al vingerafdrukke. Kan jy die vingerafdrukke sien? Op 10 weke beleef daai fetus al ongemak en pyn. En op 12 weke sien jy hulle glimlag. Dis die wonder van God. En dit is maar so die hoofdoel van hierdie aardse stadium wat ek en jy op aarde beleef nou. Gaan net oorheen. Of jy op 'n jong ouderdom soos Willie sterf, amper 44. Of 'n ou mens op 90. Gaan oorheen. Die dag wanneer jy jou asem daar uitblaas, is daar vrede tussen jou en jou Skepper. Dis die vraag. En ek besef dat mense se prioriteite is nie altyd reg in hierdie lewe nie. As jy kyk na die deursnee mens, weet jy wat? Dit jaag baie keer die verkeerde goed. Maar ek wil vanmôre vir jou een ding sê. Of jy 'n suksesvolle beroepsloopbaan gehad het, suksesvolle besigheidsman, suksesvolle boer, ryk, arm, gelukkig, ongelukkig. Daai goed is nie eintlik van veel belang nie, dit is nie die hoofsaak. Maar die koue kliniese feit van die lewe is, my broer en suster, dan kom 'n dag dat hy klok in die toring van tyd vir my en jou lei. Ek en jy gaan nie die dood sidestep. Dit is maar net so. Jy kan maak wat jy wil. So of jy dan nou ryk was of arm, gelukkig, ongelukkig, suksesvol, onsuksesvol, jou klok gaan lei. Ons weet nie wanneer. Nou wil ek vir jou sê, al sou iemand op 100 sterf, en hy het 'n suksesvolle lewe gehad, Willie, 44 amper. Suksesvolle lewe, hy het al die vreugdes van die wêreld geken, gelukkig getroud, hy het sy ding gedoen. Jy kon al daai goed doen. Maar kom ek sê vanmôre vir jou, en hier is die catch van alles. As jy sonder wedergeboorte sterf, was jou lewe te vergeefs. Die psalmis kom op Psalm 127, Dawid hy skryf, hy sê, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs sloeg die wat daaraan bou. Hy sê te vergeefs dat julle vroeg opstaan, laat gaan slaap, brood van smart eet. As die Here nie hierdie tempel bou nie, as God nie die regte stene in jou lê en jy hom toelaat nie, is jou lewe te vergeefs. Matteus 16:26 sê, want wat baat die mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Dis die saak. Aan die ander kant, as ons kyk na Willie, op sy ouderdom, Willie was 'n ambassadeur vir die koninkryk. Willie het Jesus gepraat, het Jesus gelewe. Dis vir my en jou hartseer dat Willie weg is. Want die eerste ding wat ons sê is, hy is so jonk. Maar as 'n persoon op daai ouderdom afsterf, en jy weet wat jy weet in jou hart, wat het hy of sy gedoen met hulle lewe rondom die koninkryk van God? Weet jy wat? Ek wil dit vandag op 'n mooi manier sê. Ek dink daar was 'n geweldige gejuig in die hemel toe Willie oor daai Jordaan stap en hy's daar.
Hy beroep Paulus van ons, kom in 2 Timoteus 4:7. Hy sê, ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wenstreep oorgesteek. Hy maak klaar, hy sê, maar ek het die geloof behou. Dit is waar die lewe gaan, mense. Dit help nie ons wil by 'n roudiens soos hierdie kom vanmôre. Ons moet celebrate vanmôre, want ons het rede om te celebrate. Ons het rede om te celebrate, sy lewe te celebrate. Maar daar's ook mense wat jy weet vir jou siel, wat jy die Here geken het. My moeilikste begrafnis wat ek in 'n NG Kerk gedoen het, was toe ek my eie ma begrawe 2 jaar terug. Met respek. Bybel sê lieg nie vir mekaar. My ma was so ongered soos hy muur. Dan praat ek met haar oor bekering, dan sê sy vir my, moenie met jou nonsens by my kom nie. Ek is reg, dan sê ek, maar jy is nie reg nie. Jy en pa is nie reg nie. Hy moet die Here aanneem, dan lag sy vir my. Die dag toe ek al gaan loer daar by Afkop in Kroonstad, ek kyk, hy lyk so, ek het al baie gaan kyk. Ek sien ek, ja, wie leer wat er mens. Toe ek hy dag die familie vasvat in die NG Kerk, hy dominee was seker spyt uit my toegelaat om in sy kerk te preek waar my ouers was. Toe vat ek nie 'n heuning-kwas nie. Toe klim ek in. Maar dis anders te vandag, maar weet jy wat, ek kan jubel. Jy kan jubel. Want ons weet wat ons weet in ons hart. En dit wat op hy kus vanmôre gestaan het, sal ek nooit vergeet. Hier waar ek lê, gaan jy lê. Is jy reg? Dis Willie. Dis Willie. So wat ek vir jou vanmôre wil kom sê is, vriende, het is belangrik om te weet dat die Here Jesus het kom sterf. Johannes 3:16, hy sê, want so lief het God die wêreld gehad. Daai woordjie wêreld beteken kosmos, beteken hy het vir al die mense gesterf. Of jy dit nou wil aanvaar of nie. Ek weet daar's mense wat glo sekere mense gaan die hemel toe, ek het vir jou 'n surprise. Aan Handelinge 2 sê Petrus waarlik, ek besef nou dat God is nie die aannemer van die persoon nie, maar hy neem almal aan wat in hom glo. Dis waaroor dit gaan. Moenie vir my kom gooi met goed van, weet jy wat? Jy praat van wedergeboorte, maar jy moet verstaan, ek is aangeneem en voorgestel in die kerk. Sies tog, ek ook. Dit het my nie gered. Maar dan moet 'n dag in jou lewe wees en in my lewe, dat jy geweet ek het dit nie by die kruis gebuig, dat daai dag jy besef het, Here, vandag het ek gesurrender, vandag het ek oorgegee. Ek het die kind geword. Dis waaroor dit gaan. Nie die familie wat jy uitkom in, dit en al die klomp nonsens nie. Nee. Jy moet weet, daar's vrede tussen jou en jou Skepper. Terwyl ons nou hier so sit, niemand weet wanneer dit gaan gebeur nie. Kom maak vir jou voorbeeld. Gestel die Here Jesus bars by daai deur en daar agter nou. Party gaan opspring en bly wees en sê, Here, ek is so bly om U te sien. Party gaan al onder die stoel wegkruip en sê, Here, ek het U nie nou verwag. Maar ek wil vir jou vraag vra. Sou hy vanmôre hier instap? Gaan jy hom ken as jou redder? Of ken jy hom as 'n regter wat jou kom oordeel? Dis die vraag. Ek dink dit is wat Willie ook vanmôre sou wou vra.
Willie was oor 'n siel soos 'n kind oor 'n sweetness. Elise, hy was lief vir siele. Sweets ook. Maar hy was lief vir 'n siel, hy het 'n saak met 'n siel gehad. En ek wil vir jou sê, dat regtig 5 minute na 'n olie sy asem uitgeblaas het. Ons verstaan ons die woord, toe sy gees en sy liggaam geskei van mekaar. Sy gees is in rus. Dit is môre daai gedeelte behandel by die graf. Hy is oor die wenstreep. Ek vra vir jou vanmôre, waar is jy? Waar is jy? Jy moet seker maak. En Willie wat eintlik hierdie stryd met die kanker vir soveel jare nou gehad het. Kyk wat het hom kom vat, die COVID. Ek doen môreoggend weer 'n begrafnis in Kimberley by my kerk. Dan is dit nommer 28 COVID hierdie jaar. Gistermiddag toe ek by Jacques hulle sit, toe bel hulle my, toe sê hulle vir my, daar's nog 'n oom dood by my. En hierdie is nie boetie maak vir baba bang stories. Hierdie treine stop nou baie. Ons weet nie wanneer. En dit is wat ek by jou wil los vanmôre. Jy weet, baie mense sal vir jou sê, weet jy, kom ons kom praat oor die lewe. Ek het my aftreebeplanning is in plek. My huis by die see is betaal. Alles is reg. Maar mense praat nie graag oor hierdie saak. Oor wat as ek vandag my asem uitblaas? Is ek reg? Hy is aan die kant deur. Ons het baie keer so gejaag in ons lewe, en daarmee wil ek afsluit. Ons het baie keer so gejaag. Ons is besig om hierdie leer van die lewe te klim. En baie keer vertrap ons mense om ons, net om bo uit te kom. En dit is wonderlik as jy die hoogste sport bereik in jou lewe, maar weet jy wat, baie keer kom jy met 'n skok agter, daai leer staan te nou teen die verkeerde muur. Klim die leer van die lewe, maar maak seker, hy staan teen die rots Jesus Christus. Anders was dit te vergeefs. Kom ons sluit ons oë. Kom ons buig ons oë. Jy kan vir my so 'n bietjie agtergrond musiek speel, so net saggies as jy wil kan. Ek dink is 'n voorreg dat ons vanmôre hier kan wees. Ek wil hê almal moet hulle oë sluit en nie rondkyk. Dat ons 'n laaste eer kom betoon aan Wil. En kom groet. Ons vanmôre by die graf. Ek wil vanmôre vir jou die vraag vra. Daar's baie mense wat hier sit wat ek ken, daar's baie wat ek nie ken nie. Maar ek gaan nie weer hierdie kans kry. Dus as ek vir Willie ken, glo ek sou ek wou gehad het, ek moes dit doen vanmôre. Ek wil vir jou vra, as jy hier sit en jy het enigstens 'n twyfel in jou hart oor jou verhouding met die Here Jesus, of jou lewe reg is, as jy gehoor het wat ek vanmôre hier sê, as jy enigstens twyfel, dan besef jy, Here, maar ek is eintlik nie op die plek waar jy my wil hê nie. As ek, Here, as die trein vanaand moet stop op die stasie wat U beplan, Here, gaan ek nie dalk afklim nie, ek gaan dalk afval. Verlore. As jy iemand is vanmôre wat sê, Ben, jy moet vir my bid. Ek besef vir my lewe is op die plek waar hy moet wees. Niemand kyk rond hier, dan vra ek vir jou, steek uit jou hand vinnig op en laat sak op. Ek wil vir jou gebed doen. Dankie, dankie, dankie. Here, sien my hande. Dankie. Prys God. Dankie. Ek kan my hande laat sak, Here, sien.
Here God, dankie. Dankie Here dat by hierdie celebration diens vanmôre, waar ons Willie kom groet, en sy lewe vier. Here, dankie dat U ook vanmôre van hierdie tyd gebruik gemaak het, om mense se harte aan te raak, my God. Elke hand wat vanmôre opgegaan het, Vader God, ek wil bid op hierdie oomblik, in die naam van Jesus, dat U by hulle stil staan, en hulle aanraak, Here. Here Jesus het gesê, Matteus 5 vers 3, gelukkig is elkeen wat weet hoe afhanklik hulle van U is, want hulle sal die koninkryk sien. My God, hierdie mense wat hulle hande opgesteek het, Here, hulle kom verklaar vanmôre hulle afhanklikheid, want hulle besef hulle verlorenheid. Dankie Here vir elke siel wat U op hierdie oomblik aanraak, in hierdie gebou. Here, ander mense wat dalk nie hulle hande opgesteek het nie, wat dalk te skaam is, Here, ek bid vir hulle. En Here, ons wat dan nou nie hande opsteek, wat sê ons lewe is reg, Here, help ons tog, dat ons nie sal dink ons het gearrive nie. Eenmaal gered, altyd gered. Here, U woord sê Romeine 12:2 dat ons Romeine 12 vers 1 dat ons elke dag ons lewe as 'n lewende en heilige offer vir U moet gee. Vers 2, Romeine 12, en word nie gelykvormig aan hierdie wêreld nie, maar laat toe dat God julle gedagtes vernuwe. Dankie Here dat U dit nog steeds U besigheid maak om mense te red. Om mense 'n kans te gee om in die koninkryk in te kom. Dankie daarvoor, Here, ek kom bid nou. Here, ons kom groet vir William Matthew Cooney. Here, dit wat ons by hom geleer het en gedeel het in sy lewe en hy met ons. Here, dat ons aan dit sal vashou, daai kosbaarhede. Here, ek bid vanmôre dat ons elke dag sal leef asof dit ons laaste dag is. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen en amen. Dankie Ruben. Ek wil dadelik oorgaan, ons gaan graag net eers na 'n lied luister wat vir Will ook baie beteken het. Dit is op 'n DVD. Kom ons luister na daai lied en daarna dan gaan ek oor na die Huldeblied. Baie dankie. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God.
Ek gaan nou kans gee vir Hilde Blyke. Ons sal maar begin met Jacques. Jacques, ons wag daar vir die mikrofoon. Jy kan vorentoe kom as jy bo kom staan as jy welkom, as jy onder wil staan, dan kom staan jy hier onder ook. Waar wil jy staan, Jacques? Ek doen, maar net hier kom Jesus. Hoe is dat kan Jesus? Ons moet die pastoor van die booste allemaal met die keer is op sig, so ek wil graag vir die mense wys hoe mooi kan ek lyk. As ek huil met julle asseblief my die kans gee, en vir die van julle wat wil troos, moet nie aan my hare vat nie, ek sukkel om het hoog te hou, so. Dit is officieel vanoggend die keer nie nou met die minste hare, maar ons gaan hom vat. Mense vra partykeer vir my, jy weet, wie was Willie? Praat met my. Dit is presies soos die liedjie sê. Jesus is the only way to remember. I don't want to leave a legacy. I don't care if they do remember me, it's only Jesus. En dis wie hy Willie was. Nie gegaan oor hom nie. Dit het gegaan oor sy skepper. En ek lees graag vir julle een van sy boodskappe en daar was baie. Met my verjaarsdag in April het hy vir my verjaarsdag boodskap gestuur. Hy het 'n fout gemaak, ek is 38, hy het dit vergeet, so hy het my gebless met nog 'n jaar. Hy skryf vir my die volgende, en dis wie hy was. Hy sê, hey Billetjie, vandag is 'n groot dag. Vandag 37 jaar terug het ek die helfte van anders minder gekry. Ek het 'n nuwe woord geleer in hoofletters deel. Nou as ek terugkyk, kon ek dinge soveel beter hanteer het. Ons kon saam beter goed gedoen het met die tyd wat ons gebruik het om ons egos te groei. Dit is op my, want ek was die oudste. Maar vandag gaan oor nuwe dinge. Groter dinge, beter dinge. Vandag gaan oor die seën oor jou lewe. Strap vas. As die jou nie nervus maak nie, is my tannie my oom. Ek seën jou vandag met alle geestelike gawes in die hemelse plekke om 'n seën te wees vir 'n stikkende wêreld, 'n world mover en 'n earth shaker, 'n lig in die duisternis en 'n fontein van lewende water vir almal wat dors het en ook genoeg om hulle sommer te doop. Ek seën jou met die beeste op 1000 heuwels, om altyd genoeg en milde by te kan dra tot allerlei geleenthede waar daar nood is, en die uitbreiding van die evangelie. Ek bless jou met wysheid in elke besluit wat jy sal neem, en dan die guns van die evangelie. Hy sê, ek bless die guns van God oor jou, wat mense jou gee, wat God jou gee, dat alles wat jou hand vind om te doen, dat jy geseën sal wees, en dat jy in sy rus jou vrede sal vind. Ek bless jou met bonatuurlike gesondheid. Ek sny elke negatiewe aksie se gevolge af in jou wat jou liggaam tuister. Weet elke dag God jou liefhet. Ek is baie trots op jou. Jy is eerder 'n biljoen. Dis 'n biljoen, hoor, nie 'n miljoen. Pas jouself mooi op, hy sê en hakkies. Ek het jou selle nodig. Ek sê nie hou op excellent wees nie. Ek sê net, moenie jou vleis kaai as 'n warranty void. Ons het een lyf op hierdie aarde om te operate. En as jy hom mishandel, moet jy baie hard werk om hom weer gesond te kry. Blessings, Joey, die veer. En wat ek gaan mis is sy humor. Ons praat altyd as ons by die huis was en Willie was baie skerper as ek. As iemand iets sê, was dit gewoonlik ek of hy wat dit snap en dan het altyd vir so gewys. Aan die woorde, hy weet waarvan ek praat. En ek gaan mis, want as ek vandag by die huis gekom met pastoor, sou hy dadelik voorgestaan het en gesê, daar's 'n trein, tjoeke-tjoe, daar's 'n trein, so dis wie hy was.
Dis op. Kom staan. Hallo almal. Welkom. Ek wil net gou eers sê voor ek my gedeelte van Willie vertel. Pastoor Ben, vir die jare se geleente, geestelike leiding en lering wat jy aan ons as familie gebring het altyd die Here vooropgestel en is 'n voorbeeld vir ons wat 'n ware kind van die Here moet wees. Baie dankie vir jou verhouding en omgee vir Willie in die laaste tyd van sy bestaan op aarde. Okay, dit wat ek nou lees, dit is hoe ek het hierdie geskryf om Willie many moons ago. Ek het dit in sy Bybel, in sy boeke wat hy altyd woord geneem het en neergeskryf het en ek sien toe dit en ek tog toe, okay, dis nou net weer 'n herinnering aan myself en wie Willie was of is eintlik en ek hoop as dit wat ek lees vir julle hom ook om sien soos wat ek hom gesien het en dit kom uit die woord uit. Vader, in die naam van Jesus, dank ek dat u liefde in my hart uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan my gegee is toe myne 5:5. Dis nou Willie. Ek bewaar die woord in my hart en daarom sal die liefde waarlik volmaak word in my lewe. 1 Johannes 2:5. Ek het geen vrees nie, want die volmaakte liefde dryf die vrees buite. 1 Johannes 4:18. Vader, ek is u kind en wil myself oorgee om in die goddelike liefde te lewe en te wandel. Help my om daagliks daarin te groei. Ek is lankmoedig en vriendelik. Ek is nie jaloers nie of afgunstig nie en praat ook nie groot nie. Ek is nie opgeblaas nie en sal nie onwelvoeglik handel nie. Hy was so 'n bietjie opgeblaas. Ek soek nie my eie belange nie en word nie verbitterd nie en reken die kwaad nie toe nie. Ek is nie bly oor ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Ek neem alles wat na my kant toe kom en verwerk dit liefdevol. Ek is altyd gereed om net die beste te glo van ander en daaroor ooreenkomstig op te tree. 1 Korintiërs 13:4-6. Vader, ek wil hulle wat my vervolg en my lewe soek, seën. Help my dat ek nooit mense sal vervloek nie, Romeine 12:14. Ek wil mense wat vyand van my is lief hê. Ek wil goed doen aan die wat my haat en bid vir die wat my beledig, Matteus 5:44. Laat die liefde meer oorvloedig word in my sodat ek vir niemand aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus. Filippense 1:9-10 en hy was. Dankie Vader dat ek saadjies van liefde kan plant, oral waar ek beweeg. U berei die harte voor om hierdie liefde te ontvang en ek weet dat hierdie saad 'n oes sal bring van liefde. 1 Korintiërs 3:6. Vader, soos u liefde deur my vloei, word mense geseën deur my lewe en verleen die guns en barmhartigheid aan my hulle met wie ek deel. Daarom 1:9. Ek is gewortel en gegrond in die liefde. Efesiërs 3:17. En ek weet u is aan my kant en ek sal my skei van die liefde van God nie. Romeine 8:31-39. Die is die voetspore wat ek glo Willie vir elk agtergelos het. En ons gaan nie altyd onthou wie hy was in God. En dan pastoor het nou, toe hy gister by ons was, het hy nog een ding opgesê, Willie was altyd nederig. En ek hoop jullie onthoud het. Dankie. Ek wil volgende vir Boetara voordat ek kom asseblief. Môre al, nou weet ek hoe vlot om hier voor te staan. William Matthew Curry III was nogal erg daarop gewees en mag ek sê wat 'n wins vir die koninkryk. Yes. Hy het ons vooruit gegaan en ons gaan hom dink
Ons gaan hom mis, maar ons weet waar hy is en ons weet ons vir mekaar weer sien. My en Willie se trein het gekruis 1991 by Beers. So ek het reg onthou ons het ken London optrede. Het ons my ingestoot toe gestap en vir my gesê, sy eerste woord aan my was, nee, ek is Willie nie, was ken jy vir Jesus. En daar het ons begin. En deur ons lewe saam met, daar baie ander vriende ook op die trein geklim. Ek sal nooit soos, hy het altyd, ek kan niks meer vertel wat julle nie weet, ek dink julle almal weet alles goed. Sy skerpste vir humor, sy comebacks, was altyd, ek is mooi dink, anders as vang ek myself, trap ek in 'n strik, wat ek vir hom sê. Ek het niks neergeskryf, ek praat uit my hart uit. Oom Duif, Tannie Elise, dankie. Dankie dat julle elke vriend van Willie soos 'n kind in die huis opgehaal het. Jack, dankie vriende tydens dat julle vir ons was toe julle jonger was. Ek weet dat dit altyd met liefde saamgegaan. Alleen het op daai stadium nie so gevoel nie. Jy weet ek het was met liefde. Liesel, dankie dat jy al sy vriende en sy maatjies ontvaar het. Dat ons jou kon leer ken in ons lewens. Dis huister. Ons het matriek, Willie was altyd iemand verspeel, ons het nooit gesê ons gaan kuier nie, ons sal altyd saam speel. So, ons het matriek nog gespeel, Dr. Vis en die Toys is spreekkamers. Die laaste dag van matriek het ons skoolkleraar. Dit het ons geblokkies pak. En dit was regtig lekker geweest. 2010, Mighty Men, kom Willie oggend, dis die Saterdagoggend, kom hy daar by ons aan. Saterdag of Sondag, ek kan nie lekker onthou nie. En hy sê, manne, ek het wakker geword toe die eerste rangshoring blaas. Maar toe die 4de een blaas, toe weet ek iemand is besig om 'n grap te maak. So, toe het hy nou gewag. Dit is net die 3 is die tyd. Maar wel, almal julle weet ons vermis, sy sterkte. Ons is lief vir julle. En sal nooit vergeet nie. Maar hy sal altyd in ons lewens wees. Dankie. Ek wil net vra, is Dominee Johan van Sail dalk hier? Wil ek nou die bedankings omdoen namens die familie? Alle eer aan ons God en Vader, van Jesus Christus, vir sy genade en liefde. God is goed en God is in beheer. Liesel, ons dogter, sy vrou, jou toewyding en versorging, jou omgee, bo alles jou liefde deur al die jare van getroude lewe. Jy is in Willie se lewe gegee as 'n geskenk van God. Pa Philip, Ma Marlies en ouma baie dankie vir die liefde, die grappies en die luister na al Willie se stories in en uit die hospitaal. Dit beteken so baie vir ons en veral vir my, Liesel. Ek sê dankie aan ons hemelse Papa dat jy vir my die beste ouers is en vir Willie was. Die leemte gaan groot wees vir ons almal, maar ons kan vertroos wees dat ons weet ons gaan vir Willie weer sien. Ons dank ons hemelse Vader vir die geleentheid wat ek, Jacques en Willie gehad het om my ouers se huis groot te geword het. En ons waarlik kinders van die Here wat ons altyd geleer het hoe 'n verhouding met ons Skepper moet wees. Alle eer kom die Here toe dat hy ons ouers gegee het wat vasgestaan het op God se woord en steeds vandag doen. Dankie vir die voorreg wat ek het om my ouers te mag noem. Daar was en is altyd liefde in die huis. En wanneer die liefde minder was, grappie, het daar hoop, humor en baie lag by die voordeur ingestap. Maar ons God was altyd die middelpunt van alles. Hulle is albei vir ons 'n groot voorbeeld. God is in beheer. Jacques en Anay, julle mooi gesindheid, omgee en liefde vir mekaar. Hoe julle mekaar, Willie en Liesel, Jacques en Anay, nie net broers en susters is nie,
maar ook julle verhouding in die Here is. Dankie aan Dominee Johan van Sail vir jou geestelike bystand en jou kragtige gebed, besoeke in hierdie tyd. Pastoor Duipie van Rustenburg en so ook Pastoor Kief. Julle het saam met ons 'n pad gestap sedert 4 jaar gelede. Julle is gesalfdes van ons Vader. Baie dankie aan Drs. Britten, Gerry van der Berg, de Kleinhans, al die mediese personeel wat met soveel empatie versorg het. Al die personeel van Rood Ondernemers, in besonder Danro, baie dankie vir julle bystand en julle professionele diens. Hein, baie dankie dat jy gehoorsaam was teenoor die Here en vir Finley gebring het om afskeid te neem. Ek vermoed die wat by die graf was, die hond gesien daar. Natasha Swart, baie dankie vir die spesiale samestelling van die slideshow. Dit is baie kosbaar vir ons as familie. Maar net in haar span, baie dankie vir julle onwaarsigtige diens met die maak en reël van verversings, asook die pragtige tafels. Dit word opreg waardeer. Betty van NWK, baie dankie vir jou moeite en tyd vir die samestelling van die blaadjies en kaartjies. Christen Lewe Sentrum en hulle hele span vir 'n liefde en die moeite vir die dag. Tannie Maritjie, Rizal, Angeline, Pieter, Tanya en Jolo. Daar is nie genoeg woorde om julle te bedank vir al julle liefde, ondersteuning, ryery, kos maak, blyplek en soveel meer. Dankie, baie dankie. Ons gaan nou na 'n slideshow kyk en dan daarna sal ek afsluit met gebed. En dan is jy baie welkom, die van u wat bietjie kan agterbly en kuier, om sommer net daar in die portaal af vir 'n bietjie saam te kuier. Kom ons kyk na daai slideshow. When tomorrow starts without me, and I'm not there to see, if the sun should rise and find your eyes, all filled with tears for me, I wish so much you wouldn't cry, the way you did today, while thinking of the many things we didn't get to say. I know how much you love me, as much as I love you, and each time that you think of me, I know you'll miss me too. But when tomorrow starts without me, please try to understand that an angel came and called my name and took me by the hand and said my place was ready in heaven far above, and that I have to leave behind all those I dearly love. But as I turned to walk away, a tear fell from my eye. For all my life I always thought I didn't want to die. I had so much to live for, so much left yet to do. It seemed almost impossible that I was leaving you. I thought of all the yesterdays, the good ones and the bad. I thought of all the love we shared and all the fun we had. If I could relive yesterday, just even for a while, I'd say goodbye and kiss you, and maybe see you smile. But then I fully realized that this could never be. For emptiness and memories would take the place of me. And when I thought of all the things I might miss come tomorrow, I thought of you, and when I did, my heart was filled with sorrow. But when I walked through heaven's gates, I felt so much at home. When God looked down and smiled at me from his great golden throne, he said, "This is eternity, and all I've promised you. Today, your life on earth is past, but here life starts anew. I promise no tomorrow, but today all is lost, and since each day is the same, there's no longing for the past. You have been so faithful, so trusting, and so true. Well, there were times you did some things you knew you shouldn't do. But you have been forgiven, and now at last you're free. So won't you come and take my hand and share my life with me? So when tomorrow starts without me,
Don't think we're far apart. For every time you think of me, I'm right here in your heart. Try looking at tomorrow, not yesterday, and all the things you left behind. All those tender words you did not say, a gentle touch you couldn't find. Endless days of nameless faces, there's no one truth but all your faces. My life is all I have to give. Dare to live until the very last. Dare again, forget about the past. Dare to live, hearing something of yourself with eyes, even when it seems there's nothing more left to give. Ma se tu vedessi l'uomo davanti al tuo portone che torna avvolto in un cartone, se tu ascoltassi il mondo una mattina senza il rumore della pioggia, tu che puoi creare con la tua voce, tu hai questi pensieri della gente, vuoi di dire solo Dio. Vivere, nessuno mai ce l'ha insegnato. Vivere, non si può vivere senza passato. Vivere, è bello anche se non l'hai chiesto mai, dove un sole ci sarà, qualcuno che la canterà.
Dit vertel alles van my in die lewe geleef. Ek sê vir jou, die goeie stryd gestry. Wedloop, die wenstreep oorgesteek, maar sy geloof behou. Mag julle almal gaan in vrede vandag. Laat toe dat die Here naprediker is van alles wat vandag hier gesê en gedoen is. Kom ons staan dan, spreek ek die seën van die Here uit en dan gaan ons in vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met elkeen van julle. En ons almal sê, Amen. Baie dankie julle. Sterkte, die van u wat wil